Goeiemôre. Um, vandag wil ek praat, jy weet, in my hoedanigheid as 'n burger, um, uh, inwoner van Parel. Uh, jy weet, ek het 'n probleem met ons kleurlingbevolking, ons breinmense. Ek het 'n probleem met ons mense, jy weet, ons is so benadeel oor die jare. En ons word nog steeds benadeel. En wat ons moet verstaan is dat toe die wit mense die land regeer het hulle gesorg dat hulle spesie of hulle wit nasie, dat hulle vooruit gaan, dat hulle uitgesond is. Die ANC vat oor en hy sorg vir sy mense. Ek kyk nou die dag op YouTube 'n diens van korrektiewe dienste. Die meeste mense wat in topposisie sit is Africans. Wat vir my sê dat die system bevoordeel die Africans omdat die ANC die oormeerderheid bestuur of beheer het in Suid-Afrika. So hierdie twee groepe, toe hulle in bewind is, of die NP wat nou die wit mense is, toe hulle in bewind was, het hulle mense bevoordeel. Nou ons breinmense is nêrens nie. Ek wil jy met baie mooi luister, ons breinmense is nêrens nie. En as hulle ooit ergens kom, dan is hulle die verskriklikste mense met wie jy te kamp het. Hulle gun jou niks nie. Hulle wil nog die stukkie wat jy het, wil hulle ook vat. Ons breinmense word maklik beheer deur die orde van die dag. Somehow voel ons dat jy moet jouself bewys. Heeltyd as jy in die siklus van ek moet my bewys, ek is die ou, ek moet my plek verdien, ek moet dit verdien, ek moet. Why are we, when we get in position or when we get into management, why do we change? Hoekom kan ons nie met ons medemens saamlewe nie? Hoekom wil ons in plat Afrikaans die vark in die verhaal wees? Hoekom het ons die ingesteldheid om ons mense uit hulle werke uit te werk? Ons gun ons mense niks nie. Jy is jaloers wanneer jou bure iets bekom. Dan het jy alles te sê van hoe die persoon aan die ding gekom het. Maar jy verstaan nie waar die persoon gekom het om daar uit te kom nie. Daar's 'n groot probleem wat 'n stigma vorm rondom ons breinmense. Kyk in die politiek. Kyk nou in die politiek. Ons het nou heidaglik ons 3 partye nasionaal wat vir ons kleurlinge is. Hier local government in Drakenstein area het ons 1 of 2. Die 3 in die national is National Cape Colored Party. Dan is dit die Cape Colored Congress. Dan is dit die PA wat nou is instelling het dat hulle is vir
Hy is vir almal daar. Maar die oorgrote meerderheid wat vir die PA stem is kleerlinge. Hier in local government het ons vir CDR en ons het vir PA. Nou is dit my vraag. Hier in Drakenstein in ons local government is daar een party wat beklei vir ons mense. Ons krag word geblok en dan is dit CDR wat gaan. Wat moet die ding uitsort. Jy het die huisprobleme, dan is dit CDR wat dit moet uitsort. Het een of ander probleme met die munisipale rekening of met jou huis, so opgradering en al hierdie goed, toilette wat miskien nie werk nie, jou water is afgesny, dan is dit CDR wat gaan. Hulle gaan beklei vir jou. Maar wanneer dit by stemtyd kom, dan kyk jy die mense mis wie vir jou gehelp het toe jy in die Panari was. Ons kleerling vir bevolking, ons breinmense het net, ek weet nie, ek kan nie vir jou sê of ons reg opgevoed is nie, of ons, jy weet die ANC, die Africans, die ANC kan maar wat doen. Hulle gaan nie hulle stem vir die DAG of vir enige ander party gee nie. Hulle is die ANC, hulle gaan vote vir die ANC, want hulle weet hoe hulle swaar gekry het onder die wit mense. Nou, ons bruin mense is 'n verskriklike spesie. Ons het 'n snaakse ingesteldheid. Miskien is dit omdat ons al die jare benadeel word, en nou die bietjie wat jy kry, en die bietjie mag wat jy het, maar wil jy misbruik? Nee man, kom reg, jy moet reg kom. Ons kan nie vir ewig so aangaan nie. Ons kan nie net lelik wees met mekaar nie. Ons kan nie net onbeskof wees nie. Ons kan nie net mense se brood uit hulle monde uit wil vat nie. Nee, jy moet regkom, dis 'n parasitiese gees. Dis 'n spirit wat uit die duisternis is. Ons kan nie dit toelaat dat ons breinvolk so moet gekastei word nie. Deur ons eie mense. Nee, ons moet regkom. Dit raak 'n norm. Jy beklei vir 'n ding en jy wil net nog meer hê. Maar weet jy wat, kom ek vertel jou die geheim om jou babbel te burst. Jy is ook maar nog net 'n nommer in die basis se oë. Jy is maar net nog 'n persoon in die wit mense se oë. Jy probeer wit voetjie wees. Jy is maar net nog 'n persoon. Kom ek gee vir jou gou 'n realiteit. As jy vandag iets verkeerd doen, is hy mense gou om vir jou weg te dra. Want weet jy wat, hulle kry gou iemand anders om in jou plek te werk. Ja. So waaroor gaan dit dan? Waaroor wil jy wys wie jy is? Jy is niemand, jy is niks, hoor. Jy's 'n absolute nommer in die wit mense se gesig en hulle oë. Hulle gebruik jou om hulle vuilwerk te doen, want hulle wil dit nie self doen nie. Ons moet regkom. Ons moet regkom. Weet jy, dis hoekom ons mense so swaar kry. Ons mense kry swaar omdat ons mense nie met mekaar kan saamwerk nie. Ons mense kan nie saam staan nie. Ons mense kan nie saam beklei nie. Ons mense is net, hulle ken net verdeeldheid. Hulle ken nie iets anders nie. Jy kan maar in die kerk instap. In die kerk gaan jy dit kry. Verdeeldheid. Mense praat van mekaar. Mense is lelik met mekaar. Jy gaan in 'n organisasie instap. Verdeeldheid. Jy stap in jou werksplek in. Verdeeldheid. Waar die breinvolk is, word hulle geken as mense wat nie kan saamstaan nie. Nee, jy slyk het. Ons sal moet regkom. Ons sal nie versoeke aangaan nie.
Ons sal moet regkom. Luister, die tyd loop vinnig uit. Hier is local government stemdag wat afkom volgende jaar. Ja. Jy hou nou nog agter 'n brood en 'n kospakkie aan vir die dia. Sodat jy die dia kan voorstem. Weet jy wat? Dis hoe ons mense in hulle greep hou, want ons is uitgehonger, ons is in ons lewe in armoede. Die bietjie wat hulle vir jou gee, lyk vir jou soos 'n geweldige deurbraak. Nee, is lyk dit. Ons sal moet regkom. Ons sal moet begin 'n sacrifice om die ding wat ons vir ons eintlik bedoel is, om duiding in te neem. Ons sal moet sacrifice, as die dia kom by jou met 'n sakkie, bietjie melk en 'n brood, jy eet die brood in 'n paar minute se tyd op, dan sit jy maar net weer daar, maar jy weet, hulle gaan weer kom, so jy gaan maar vir hulle stem. Nee mense, ons sal moet regkom. Dis tyd dat ons moet nee sê vir hierdie brood, wat ons stem benodig, maar wanneer ons hulle nodig het om vir jou te beklei, dan is hulle nêrens te sien nie. Ja, dan is hulle nêrens te sien nie. Ek jaag die mense weg van my huis af. Die kom nie by my huis in nie, hulle kom nie by my hekkie in nie. Want dit beteken vir my absoluut niks. Ja, jou slogan is, julle doen goed, julle kry goed reg. Jy kry absoluut niks reg hoor. Absoluut niks kry die dia reg nie. Ja. Die mense wat vir die dia stem, kom na CDR toe, sodat CDR vir hulle kan help om hulle kragte oop te maak, om hulle munisipale rekeninge reg te maak, om die gebreke by hulle huise reg te kry. Luister hierso, kry jou kop by mekaar, raak gefokus en stem vir die party wat vir jou iets beteken. Stem vir die party wat vir jou iets beteken. Hoekom sal jy vir iemand gaan stem wat net vir jou daar is om 'n brood te gee, om vir jou melk te gee, om vir jou kospakkies te bring? Hoekom gaan stem jy vir iemand wat jou handtekening of jou regmerkie wil exploit? Maar wanneer dit geld, is die mense wie vir jou brood gegee het, nêrens nie. Hulle praat uit teen jou. Die mense, ons sal moet vinnig regkom. Ons maas en paas was geklap deur die wit mense. Ons kan nie nou nog geklap word nie. Ons kan nie nou nog misbruik word nie. Ons kan nie nou nog, jy weet, aan 'n lyn getrek word en vir jou vertel wag nie. Nou eendag kry ek 'n bejaarde vrou hier in die dorp in Wellington. En sy sê vir my, weet jy pastoor, ek wag nou al vir 24 jaar vir die huis. Sy was 24 jaar, hierdie vrou is 'n bejaarde vrou. Sy was nog in 'n vleur van haar jare toe sy aansoek doen. En sy het nou nog nie huis gekry nie. Klink dit vir jou reg? Hoekom sal mense dit doen aan ons breinvolk? En dan stem ons nog vir die mense. Hoekom sal ons so laat verrenoveer van mense af? Dan stem ons nog vir die mense. Die mense het geen gevoel vir ons mense nie, man. Hulle dink niks van ons mense nie. As ons mense maar kan loof, en ons mense kan bedel hier, 'n bietjie daar bietjie, en ons mense kan sonder werk sit, dan is hulle die happieste mense, want hulle weet, hulle gaan vir jou brood gee, dan gaan jy vir hulle stem. Nee, Jesus lyk dit mense, ons sal moet wakker skrik. Ons sal moet regkom, nou bietjie dag. Ons mense hassel vir 'n brood op die tafel. Toe kom die einste DA, en hulle wil ons mense van die strate wegjaag. Ons mense is daar om brood op hulle tafel te sit, want daar is die werk vir hulle, wat hulle voor gaan werk hê. Hulle probeer iets om hulle eie ding van stapel te stuur. Dan kom hierdie DA, en hy jaag ons mense weg uit die dorp uit. Mense wat vir hulle huise werk.
Hoe lang gaan ons hierdie goed duld, mense? Hoe lang gaan ons hierdie goed duld? Hoe lang gaan ons laat mense van ons maak asof ons nie bestaansreg het nie? Hoe lang gaan ons optree soos mense wat barbare is? Wanneer jy in topposisie sit, dink jy nie aan jou broer of jou neighbor of kinders in jou straat wie met gematrikuleer het, wie graad agter hulle naam het, maar nie werk kry nie. Jy sit in jou topposisie en jy verlekker vir jou daar vir mense wat nie werk het nie. Hoe lang gaan ons dink soos 'n mens wat 'n parasiet is? Jy's net tevrede met jouself. Nee, mense, ons moet regkom. Ons tyd is besig om uit te loop. Weet jy wat? Kom ek vertel vir jou 'n ding. Ons breinvolk is die eerste volk in Suid-Afrika. Dis die eerste nasie. Maar ons breinmense het niks om op te staan nie. Weet jy hoekom? Omdat ons nie kan saamstaan nie, nommer 1. En dat ons aanvaar, daar moet iemand bo ons wees om vir ons te lei. Dit is nommer 2. Weet jy wat? Die nommer 3 is, ons kan net nie met mekaar saamlewe nie. Kyk maar hoe lief ons tussen mekaar. Ons dring nou saam, net ou beklei ons met mekaar. Jy sien nie sulke goed gebeur by ander rasse nie. Ons maak mekaar dood. Jy sien nie die goed gebeur by ander nasies nie. Jong kinders, vermoor, hulle raak klein raak hulle moordenaars. Dit gebeur nie by ander nasies nie. Ek het vir jare by die tronk gewerk. Die mense wie daar inkom is breinmense. Ons breinmense steel, ons het nie werk nie. Ons breinmense moor, maar ons het nie werk nie. Ons breinmense roof, maar ons het nie werk nie. Hoe lank wil ons hierdie stigma op ons het? Hoe lank wil ons lewe soos mense wie nie bestaansreg het nie? Hoe lank wil ons lewe soos mense wat net tevrede moet wees met die min? Kyk, waar indrukkel ons mense die RDP'se vir argumentshalwe. Kom ons gebruik dit. Iemand met baie groot liggaam gaan alleen in 'n RDP-huis kan lewe. Ek kan nie nog my vroue aanvat of my kinders nie. Dis hoe niks denkend hierdie government van hierdie dag vir sy mense is die. Gaan nie by Bekwene in. En jammer dat ek nou Bekwene gebruik as voorbeeld. Kyk hoe lyk hulle RDP-huise. Die huise is ordentlik 2 slaapkamerhuise. Gaan by die ander provinsies waar die ander partye govern. Kyk hoe lyk die huise. Ordentlike RDP-huise. Facebrick. Hier moet ons mense in Mexiboxies lewe. Nee man, ons moet regkom mense, kleringbevolking, ons moet opstaan vir ons reg. Ons moet opstaan vir dit wat van ons gevat was. Ons kan hoe die gelowigste volk op papier lyk. Weet jy, eintlik is ons die ongelowigste volk op papier. Ons loop kerk, ons doen die basiese goedjies reg, maar ons geloof is nêrens daarby nie. Ons word nog altyd in die ronde geklap, ons word in die ronde verstrooi, ons word gemanipuleer, ons word geëxploit. Ons tyd dat ons 'n einde moet kry aan hierdie gebruike of hierdie manier van lewe. Daar's te veel vir ons in stoor. Ons jong kinders. Kom ons maak nog 'n voorbeeld. Ek wil klaarmaak met hierdie video. My oudste dogter doen aansoek by CPUT 'n paar jaar terug. Hulle sê vir sy kan nie inkom nie want sy het 'n 4 gehad in wiskunde nie, maar sy slaag met 'n bachelor's.
Sy kan nie inkom nie. Okay? Die African en die wit mens kom in met 'n 3 in wiskundige geletterdheid. Jy kom hier by CPUT, hulle gee nie vir jou opsies wat jy kan uitoefen nie. Hierdie kind van my was gedwing om verder te gaan studeer by Boland College. Maar sy het gaan leer vir 'n ding wat sy nie wou doen in die eerste plek nie. Maar omdat die instansie wat vir jou eintlik aanspoor om te leer, of die government wat vir jou aanstel om te leer, het sekere kriteria aangesit wat ons mense uit die wedloop uithaal. Nou kom hulle hierdie jaar, sy doen weer 'n aansoek. En nou sê hulle vir haar, okay, sy kan dan nou 'n ander kursus volg. Hoekom het hulle vir haar daai tyd gesê nie? 3 jaar van haar lewe het sy is opgemors. Want weet jy wat? Omdat hulle nie vir haar goed gekeer het, moes sy gaan werk by Clicks vir 2 of 3 jaar. Na 3 jaar toe gaan studeer sy by Boland College. Dit is mos om 'n mens boos te maak. Hoe hulle ons mense vir niks vat nie. My seun doen aansoek by CPUT. Hy wil studeer. Hy kan nie inkom nie en hy word geforseer om by Boland te gaan studeer vir 'n ding wat hy nie wil doen nie. En omdat hy nie van die kursus hou nie, skop hy op. En hy moet nou gaan werk, want die sien, want CPUT het in die eerste plek gesê, laaste plekkie, hulle kan hom nie vat nie, want sy wiskundepunte is nie 4 nie. Hoorie wat hy sê, maar hier kom mense in van die ander rasse, wie aanvaar word met 'n 3, wie hulle kursus kan voltooi met 'n 3. Dink jy is reg? In die verlede was as jy gematrikuleer het met 'n vrystelling, dan kon jy by die universiteit gaan, ongeag of jy 'n 3 of 'n 4 of whatever jou graad was wat jy gekry het. Maar op die feit was as jy 'n matriekvrystelling gekry het, kon jy universiteit toe gaan. Ja, nou word dit nie meer so gedoen nie. Of die type reël is net vir ons mense bedoel. My jongste dogter, sy het nou ingekom by CPUT ook op die laaste minuut. Verstaan nie. Wie met ook met 'n bachelor's geslaag het. Op die laaste minuut. Is dit reg? Mense, is dit reg dat ons mense so wie sulke goed maak my ongelukkig, sulke goed maak my kwaad, sulke goed laat vir my nie 'n goeie dag hê nie. Want as jy nou strate rondry, dan sien jy hoe ons mense dan die sonlope sit. Mense wat gematrikuleer is, moet by Checkers gaan werk of by Shoprite gaan werk vir hierdie min geld. Mense wie matriek het, moet die strate gaan vee. Want ons is tevrede daarmee. Ons sal moet regkom, mense, ons sal moet regkom. Ons sal moet opstaan vir ons reg. Dit kan nie so aangaan nie. Ons kan nie jaar in en jaar uit so geëxploit word nie. Wat wil ek vir jou sê? Ons is afwagtend op 'n local government wat afkom. Of local stem dag wat afkom. Dis volgende jaar. Die ding wat al die jare van ons verkeerd gedoen was. Die ding wat al die jare van ons weggehou was, kan ons gaan regmaak met ons stem. Ek het nooit gestem nie, want ek het nie geglo aan die system nie. Ek het nooit vanaf 94 het ek nie gestem nie, want ek het nie geglo aan die system nie. Die wit mense het alles self gekyk. Die ding het nog gereverse. Waar staan ons mense? Nergens nie. Ons sal moet opstaan.
Ons sal die goed moet regmaak. Nee, ons sal die goed moet regmaak. Waar gaan ons dit regmaak? Ek gaan nou stem volgende jaar. Ek gaan stem. Waar gaan ons dit regmaak? By die stembussie. By die stembussie. En ons gaan gee ons kruisie by die party wie vir ons iets beteken, wie vir jou baklei, wie nagte opsit om jou storie uit te werk. In die môre uur moet hy vroeg opstaan en daar vir jou gaan baklei by waar jou krag geblok is, waar jou huis gerenoveer moet word, waar jou gebreke reggemaak word. Dis mense wat vir iets beteken. Ons moet gaan regmaak sodat ons die vrugte kan begin pluk. Meneer, jy is te oud, mevrou, jy is te oud om ook lekker te lewe voor jy doodgaan nie. Ja? Hoekom moet ons in armoede sterwe? Ja? Gaan maak 'n kruisie by die party wat vir jou gaan werk, sodat ons kinders beter behandeling kan kry. Ja? Mense dink die 350s is 350s of die 370s, wat ook as die bedrag ook nou al is die alfa en die omega. Dit is net 'n manier om vir ons in armoede te hou. Want weet jy wat sê ons mense vir onsself? Ons is so winddronk van armoede dat ons nie kan regdink nie. Hierdie 350 sê vir jou, jy hoef nie te gaan werk nie, want jy gaan elke maand gaan jy 350 kry. Jy stap een keer by die 350, jy gaan koop jy 'n kosie, jy gaan koop vir jou alkohol en jy word besoop daarvan. En jy dink dit is kwaai. Nee man, ons sal moet regkom hoor. Ons sal moet regkom. Maak hierdie ding reg by die stembusse. CDR is nou nog nie nationally. Maar kom ons support vir CDR. Hier is local government. Kom ons support vir CDR in ons local government. En as CDR nie national gaan nie, ek praat van ons mense in Drakenstein, as hulle nie national gaan nie, kom ons support ons breinvolk man. Ons support ons breinpartye. Daar's 3 daar so in die national. Ons support hulle, maar laat ek ook dit sê. Guyton stel met te leer. Guyton stel te leer. Hy wys presies wie hy is agter hy breinvel. Hy wys presies wie hy is. Jy weet terwyl hy in posisie sit. Hoe hy na ons mense kyk. Luister hierso. As ek jy is, voor jy jou crazy dag gaan maak, kyk eens wat Guyton gemaak het vir jou. Wat het hy vir jou beteken? Hier gaan stem hy saam met mense vir die 0.5% vir wedryd. Wie gaan swaar kry? Wie gaan dit moeilik vind? Jy wat die 350's kry. Want jy gaan nou diere betaal vir brood, jy gaan diere betaal vir suiker, jy gaan diere betaal vir olie, jy gaan diere betaal vir meel. Jy gaan nie skor nie. Nee? Jy gaan eerder geëxploit word. Huh? Hy gaan stem saam met die ANC en sy trawante. Nee man. Nee, kom ons kry, ons maak die ding reg. En ons gaan stem vir die mense wie vir ons iets kan beteken. Wie nie gaan saampraat saam met, jy weet, saam met die government wat vanaf 94 af nog niks vir ons gedoen het nie. Ons sit nog net waar ons was en nog verder terug. Want ons mense lewe in armoede. Ons moet die ding regmaak. Ons moet dit regmaak. Local government, kom ons stem CDR. En national het jy 'n keuse. As CDR nie daar gaan staan nie, goed, het jy 'n keuse. Bly weg van die mense wie vir jou niks beteken nie. Stem vir die party wat vir jou iets kan beteken. En vir jou kinders 'n toekoms kan verseker.